Goeienaand, liewe vriende. Dit is vir ons 'n baie groot voorreg om in hierdie tydjie hier te wees en ons buig voor die Here met die begeerte dat hy vir u baie ryklik sal seën uit sy skatkamers. Here, uit u en deur u en tot u is alle dinge. Vader, ons aanbid u dat u seën vir ons gegee het. Jesus, ons aanbid u dat u gekom het om in ons plek te kom sterwe en vir ons verlossing te bewerk. Heilige Gees, ons aanbid u dat ons nie as wese agtergelaat is nie, maar dat u in ons harte werk, dat u ons meer vertel van die Vader en van die Seun. O Heilige Gees, ons aanbid u as die een wat u woord vir ons oopbreek. Dankie Here. Amen. Nou ons is besig met die Abba Vader reeks en net my dingetjie hier in die gang kry. Die Abba Vader roep. En vanaand se tema is die voorregte van aanneming. Wat 'n voorreg om 'n aangenome kind, eintlik 'n wedergebore kind van die Here te wees, maar hy gebruik hierdie analogie van aanneming, is baie duidelik in die woord. En die skriflesing wat ons gaan doen is in Romeine 8 vers 12 tot 29. Nou dis bietjie 'n lang gedeelte wat ons gaan lees. Maar die rede is omdat Romeine 8 is die familiehoofstuk. En ek wil hê u moet die koninklike familie en die voorregte van daai familie is juist wat ons gaan bedink. En dit is waarom ons so bietjie maar 'n redelike lang skriflesing gaan hê en ons gaan terugkom na hierdie verse. Kom ons lees van vers 12 af. Daarom dan broeders, let wel broeders, is ons skuldenaars nie na die vlees om na die vlees te lewe nie, want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe, maar as julle deur die gees die werke van die liggaam doodgemaak het, sal julle lewe. Want almal wat deur die gees van God gelei word, die is kinders van God. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, vers 15, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba Vader. Die Gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. En as ons kinders is, dan ook erfgename van God, mede-erfgename van Christus, as ons naamlik saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie, want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe, nie gewilliglik nie, maar terwille van hom wat dit onderwerp het, in die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word in die slawerny en die verganklikheid tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God. Want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in barensnood is tot nou toe. En nie alleen dit nie, maar ons self ook, die eerstelinge van die Gees, het ons sug ook in onsself, in afwagting van die aanneming tot kinders, naamlik die verlossing van ons liggaam. Want ons is gered in hoop, maar die hoop wat gesien word is geen hoop nie, want wat iemand sien, waarom hoop hy dit nog? Maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. En net so kom ook die Gees ons swakhede te help, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. En hy wat die harte deursoek, weet jy wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree, en ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Want die wat hy van tevore geken het,
die het hy ook van tevore verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eerstgeborene kan wees onder baie broeders. Dit 'n oomblik van gebed, dit is God se woord. Here, breek vir ons hierdie woord oop. Here, toon ons onsself, maar toon ons verlosser, toon ons die voorreg van aanneming tot kinders. Verheerlik u naam. Amen. Nou hierdie Abba Vader roep, is ons tweede een, en die voorreg dan van aanneming, en ons sleutelvers wat ons vanmôre ook genoem het, was Galasiërs 4 vers 6, en daar's twee woordjies wat u moet oplet, omdat en daarom. Die omdat sê daar's die oorsaak, en die daarom sê daar's 'n gevolg. Nou kom ons kyk daarna, omdat julle kinders is, het God die gees van sy seun in julle harte uitgestuur en hy roep, Abba Vader. En die daarom is julle nie meer diensknegte nie, maar kind. En as jy kind is, dan ook erfgenaam van God, mede-erfgename van deur Christus. Omdat julle kinders is. Die voorreg van aanneming, en wil ek baie graag hierdie, ek is opgewonde om hierdie met u te deel. Nou is 'n baie belangrike iets wat ons in Romeine 8 vind, waar daar eintlik 'n nuwe boek oopgemaak word, of 'n nuwe hoofstuk oopgemaak word deur God se beskikking en bekend gestel word deur sy woord. En net om die nuwe boodskap te verstaan, moet ons net die ouer deel bietjie in oënskou neem. En dit gaan oor die gedagte van God as Vader in die Ou Testament, en hoe dit afgespeel het. Nou ek gaan 'n paar versies vir u noem, en u moet nou fyn lees. Die woord van God is so kosbaar. Hy sê Deuteronomium 32 vers 6, is hy nie jou Vader wat jou geskep het nie? Nou hy praat met die volk Israel. Jesaja 63 vers 16, u is tog ons Vader. En vers 17, die stamme van u erfdeel. So die gedagte van die Vader van die volk. Jesaja 64 vers 8, nou Here, u is ons Vader, ons is die klei, en u is die pottebakker. Dis die versameling van hulle van God se kinders. Aanskou dit tog, dat ons almal u volk is. Dit het te doen met die volk. Jeremia 3 vers 19, God sê, hy het gehoop Israel sou sê, u is my Vader. Hy het so gehoop, dat hulle dit sal raak sien, dat hy 'n Vader vir die volk is. God as Vader van sy volk, maar let wel, so fyn iets om agter te kom. Nie as intieme persoonlike verhouding nie. En hier tref iets ons, nêrens in die Ou Testament het iemand gebid en gesê wat hom persoonlik betref, my Vader nie. Nie een van hulle het Dawid, Moses, Jesaja, ekskuus tog. Ek is baie jammer vir 'n foon wat afgaan hierso. Daar's hy. Ons is terug weer hier. Nêrens in die Ou Testament het iemand God aangespreek as sy persoonlike Vader nie. Nêrens. En dit moet u oplet. Nie Moses nie, nie Dawid nie, nie Jesaja nie. Niemand het gesê my Vader nie. Hulle het gesê Here, Jahwe of Almagtige El Shaddai, Skepper, Verlosser, Herder, wat ook al hulle het hom beskryf, maar nooit as Vader aangespreek nie. Net waar dit betrekking het op die volk. In die Nuwe Testament kom Jesus en hy verander dit alles. Want hy self kom uitleef wat u en ek moet beleef. En dit is die intense gemeenskap wat daar tussen Vader en kind is. Hy met sy Vader,
sodat ons ook, soos hy, kinders van die hemelse Vader kan wees. En verander hy hierdie hele saak. Hy persoonlik 164 keer ten minste, wat hy praat met die Vader. Vader. So moet julle bid, toe hy hulle leer bid, hy leer hulle bid, Onse Vader, wat in die hemel is. En dan sien ons Jesus self, waar ons vanmôre ook genoem het, Markus 14 vers 36, in die tyd van Getsemane, die mees intense gebed wat daar seker kan wees, is waar hy gesê het, Abba, Vader, Papa, my Vader. En die Heilige Gees leer ons roep. Hy noem dit nie net bid nie, hy noem dit roep. In Romeine 8 vers 15 het ons dit gelees, en in Galasiërs 4 vers 6. So ons het in die Ou Testamentiese deel is hy die skepper, die Vader van alles wat bestaan, en dit het verander na Abba Vader, hierdie persoonlike verhouding, omdat Jesus 'n hele nuwe bedeling ingelei het. En hier kom ons by die noodsaaklikheid van kindskap. Matteus 18 vers 3 sê hy, en hy sê, voorwaar ek sê vir julle, as julle nie verander, en soos die kindertjies word nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Nou hoe is 'n mens as jy soos 'n kind verander het? Die noodsaaklikheid van kindskap. Voorwaar ek sê vir die, as julle nie verander, en dit gaan oor hierdie woordjie afhanklikheid. 'n Kind staan mos nie op sy eie voete nie. Hy's afhanklik van sy ouer. As hy die dag mondig geword het, en hy gaan uit die huis uit, dan staan hy op sy eie voete, en hy is nie meer kind nie. Nou sê die Here baie duidelik, as jy nie 'n afhanklike word nie, as jy nie soos 'n kindjie word nie, as jy nie kom by daai plek, wat jy God as jou Vader voor hom kom neerbuig as om sy kind te word nie, dan kan jy nie gered word nie. Sal jy nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. So elke mens van ons op hierdie aarde kom by 'n plekkie, wat ek het my eie pad geloop, ek werk my eie heil uit, ek probeer die bes, en ek sal dit reg kry, moet kom by 'n plek wat ek sê, Papa help my, ek kan nie. Waar ek voor God kom neerbuig. Die kenmerk van die sondeval is ek wil los staan. Eva het gesê, hierdie om onder die juk te staan van die hemelse Vader, nee, ek loop my eie pad. Dis 'n lus om my eie wil te doen. Dis onafhanklikheid. Larry Crabb skryf in van sy boeke baie kosbare gedagte. Hy sê, hy ontdek soms in hom desperate wickedness om los van God te wil staan. Om op my eie onafhanklik te wil aangaan. Ek wil net op my eie voete staan. Nou ons weet, menslik moet ons tot selfstandigheid kom en op ons eie voete staan, dit is so. Maar in die geestelike, waar ek 'n desperate wickedness in my het, ek wil dit self maak werk. Ek wil aan die ander kant uitkom. Ek wil nie so 'n afhanklikheid van die Here lewe nie. En dis waar die Here ons vanaand kom terugdraai na hierdie, is om die wonderlike voorreg te kom ontdek, om 'n aangenome kind te wees, om sy kind te wees. Jy sien, die wêreld het mondig geword. En dit het eintlik 'n wêreldbeskouing geword. Soos die verlore seun. Hy wil sy eie pad loop. Die verlore seun het gesê, gee my. Gee my alles. En ek gaan my lewe uitwerk. Ek lees wat iemand skrywe,
in die sosiale media, hy sê, daar's nie reg of verkeerd nie. Dis slegs jou opinie en my opinie. En elkeen het sy eie opinie. So en dit is eintlik die moderne wêreldidentiteit. Jy kan nie vir iemand voorskryf hoe hy moet lewe, of vir hom sê nie, elkeen het die reg om self sy eie besluite te neem. Elkeen het die reg om 'n verlore seun te wees en te gaan in die ver land en sy eie lewe te gaan uitwerk, en hy self is baas van sy eie plaas. En dit is die moderne wêreldbeskouing. Nou, die tradisionele wêreldbeskouing is weer die ander kant. Nou wil ek nie die twee teenoor mekaar stel en sê, wel, kom ons draai na die tradisionele wêreldbeskouing. Die tradisionele wêreldbeskouing is die familie bepaal. En dis wat die verlore seun se broer, die ouer broer gesê het, ek dien nie al die jare. Maar weet jy, daar's iets in hierdie twee wat ooreenkom. Of eintlik, ek wil, as mens die hele storie gelees het, wie's nou eintlik verlore? Die oudste broer was eintlik die een wat op die eind verlore was, want hy sê, ek dien u al die jare, en u het vir my geen fees, u skuld my. Ek kort ook 'n fees. En dis die mens, wat ek het volgens hierdie tradisies gelewe, ek het hierdie dinge getrou nagekom, en God skuld my. Maar die ander een wat met die moderne wêreldbeskouing het, ek loop my eie pad en ek maak my eie wil, hy het gekom by die einde wat hy tog by die varkbakke geland het en ontdek het, hoorie, maar ek kan nie. En waar hy toe omgedraai het. Ek, die oudste seun, ek dien nie al die jare. Nou, as nog ietsie net oor die verlore seun, die jonger seun. Hy vra nie, Vader, ek wil u kind weer terugwees in die huis nie. Hoor wat sê hy? Hy vertrou op sy werke. Hy wil kindskap verdien. Hy wil die Vader, hy wil sy aanneming wil hy koop. Hy sê, pa, maak my soos een van jou diensknegte. Ek sal werk, ek sal my hande afwerk, as ek net weer in jou huis kan bly. En dis nie, dis juis, en dis die wonder evangelie, is dat ons werk nie, om in die hemel te kom nie. Ons werk omdat ons sy kind is, wil ek my lewe vir hom gee, maar nie om my kindskap te verdien nie. Ek het aanneming ontvang ek, dis 'n geskenk. En die ouer seun, presies dieselfde fout. Ons dink so 'n partykeer, die ouer seun was nou so getrou en hy het nou maar aangehou. Hy het ook op sy werke staat gemaak en gesê, en dis eintlik is hy 'n beeld hier van die Israeliete van daai tyd, wat deur hulle goeie werke, sê hulle eintlik, God skuld my. Hy skuld my saligheid. Ek het nie 'n verlosser nodig nie. Wat hy eintlik vir God wil sê, word wakker en besef, ek dien u. Ek verdien die hemel. Intussen verwerp hy die verhouding met die Vader. Die intimiteit van hom en sy Vader. Hy het buitekant dit gestaan. En wat doen die Vader met die jong seun? Hy stop hom eintlik in die helfte van al sy verduideliking, van al sy berou wat hy het. Hy kom net en hy sê, bring 'n ring, bring skoene vir sy voete, 'n nuwe kleed. Hy maak hom 'n hele nuwe lewe, gee hy vir hom. Hy aanvaar hom met oop arms. Hy is sy Vader. En dis die aanneming tot om kind te wees. Nou kom ons terug by Romeine 8. En hierdie is vir my die opgewonde deel wat ek met u wil deel. En dit gaan oor die familieterme. Ek het in die skriflesing het probeer reeds so vir die, maar u moet nou sien, Romeine is baie interessant. Dis die hele verlossingsplan, hoe uit genade 'n mens gered word en geregverdig word, nie op grond van die werke nie.
en hoe volmaak die verlossingswerk van die Here Jesus is, maar dan in Romeine 8 is baie prominent kom die Heilige Gees na vore. En hier waar die Heilige Gees na vore kom, vind ons hierdie familieterme. En moet u sien hoe wonderlik in hierdie hoofstuk die Heilige Gees dit oopmaak, dat ons deel van die koninklike familie word. Ek hardloop net so vinnig deur. Hy sê vers 12, daarom dan broeders. 'n Broeder is iemand wat van my familie is. Die is kinders van God, vers 14. Vers 15, die gees van aanneming tot kinders. Vers 16, dat ons kinders van God is. Vers 17, kinders is dan ook erfgename. En daar vers 19, die openbaremaking van die kinders van God. Vers 21, die heerlikheid van die kinders van God. Vers 23, die afwagting van die aanneming tot kinders. Vers 29, want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eersgeborene familieterm kan wees onder die baie broeders. Dis alles familieterme. So, hier word aan ons bekendgestel, aan u vanaand bekendgestel, die fantastiese voorreg wat ons het, om aanneming, die voorreg van aanneming tot kinders te kan geniet. En ek wil dit so vinnig van hierdie dinge net noem wat hier uitstaan. Die voorreg van aanneming is in die heel eerste plek, ek kry 'n nuwe identiteit. En as jy 'n kind van God word, het jy 'n hele nuwe identiteit. As iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Romeine 8 vers 14 sê, want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Daar's 'n spesifieke kenmerk van iemand wat 'n kind van God is. Dis iemand wat nie meer sy eie pad loop nie. Hy word gelei deur die Gees van God en hy leef in afhanklikheid onder die leiding van die Heilige Gees. En dit is wanneer die wedergeboorte plaasvind, wanneer God 'n mens kom red, jou wederbaar, jou nuut maak, kry jy 'n nuwe identiteit. En net so, maar interessantheid ook in ons nuwe moderne wêreld, is daar 'n geweldige probleem met mense se identiteit. Wie is ek? Wat 'n mens in die spieël staan en jy wonder wie is ek? En dan sê nee, maar ek aanvaar nie wie ek is nie. Ek aanvaar nie wie God gemaak het, wie ek is nie. En dan sê nee, maar in my gedagte is ek iemand anders, dis wat ek sien. En so is daar 'n hele identiteitskrisis in die wêreld, omdat dit nie God se skepping aanvaar en God as skepper respekteer nie. En baie duidelik in Romeine 1 wat dit uitkom is dat die mens eintlik in sy eie wysheid dwaas geword het en nie verstaan nie, omdat hy hom nie aan God wil onderwerp nie, maar sy eie pad wil loop. Hy het hierdie idee, ons elkeen kan besluit wie en wat ons is, en my opinie en jou opinie, dit maak nie saak wat ons opinie is nie, want ons is eintlik God, en God het eintlik niks daaroor te sê nie, daar is nie so iets, of ons glo hy, daarom hy het seker alles gemaak, maar ons onderwerp ons nie aan hom nie. So, dus die nuwe identiteit is onder die leiding van God te kom, en my hele lewe in te rig, volgens sy leiding, tree vir tree, one step at a time, een treetjie op 'n keer, wat hy my kom verander. Die voorreg van aanneming van hierdie nuwe identiteit is, omdat julle kinders is, het die Gees van sy seun in julle harte is uitgestuur, en hy roep, Abba Vader. Die Gees van sy seun is dit wie hy in die Here Jesus was, en hoe die Here Jesus geroep het, Abba Vader, in sy hele lewenswandel, het hy net een begeerte gehad. Hy sê, dis my voedsel, om die wil van die Vader te doen. Hy's in hierdie onderworpene, hy sê, hy het nooit iets gedoen uit sy eie nie.
Hy hoor wat die Vader sê en dit doen hy. So het hy as mens in sy volkomme mensheid geleef, terwyl hy volkomme God was, het hy volkomme mens in sy volkomme mensheid hom aan sy Vader onderwerp en in gemeenskap met sy Vader geleef. En dit is wat deel van u en my word. Daai identiteit om soos Jesus te leer. Hierdie gesin in julle wees wat in Christus Jesus was. Dit is absoluut soos Jesus en sy Vader in verhouding was. Daai selfde verhouding moet tussen ons en God ons Vader kom. Daarom is nie meer diensknegt en daarom is dit nie meer deur slawe verrigting van wetsonderhouding wat ek 'n kind is nie, maar ek is 'n kind. Ek is nie 'n diensknegt, ek is 'n kind en daarom is ek ook erfgenaam. Daarom ontvang ek van God af. Nou die wonderlikheid, die moontlikheid van kindskap. Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Sien nie die identiteit, jy kry 'n nuwe etiket, maar dis nie 'n etiket nie. Dis in wese, dit wat jy binne in jou hart is. Geliefdes, nou is ons kinders van God, en dis hierdie identiteit. En dit my so getref toe ek besef hoe die Here Jesus onder die identiteit van sy Pa, die hemelse Pa, se identiteit geleef het. Dit is my geliefde seun. Luister na hom. Dit is daai identiteit wat op Jesus gesit is, deur die Vader, deur die toerusting van die Heilige Gees, waar hy volkomme mens geword het, wat hy sy hele aardse bediening uitgeleef het, as die geliefde seun van die hemelse Vader. En dit word een my identiteit, waar die Vader oor u lewe kan sê, dis my geliefde seun, dis my geliefde dogter, in wie ek welbehaag het. Want ek kyk nie meer na hom deur die sonde wat op sy lewe geskryf gestaan het nie. Ek kyk na hom deur die bloed van Jesus wat hom gewas het. Ek sien Jesus binne in hom, in sy hart en lewe, en die Gees wat binne in hom hierdie lewe kom uitlief en roep uit sy hart uit, roep dit, Abba Vader. Die moontlikheid van kindskap, hierdie hele nuwe identiteit, maar almal wat hom aangeneem het, en hulle het die mag gegee. Daai mag is die woordjie exousia. Dis soos wat 'n verkeersman het sy kentekens, sy rangkentekens, en as ek daar in die straat gaan staan in die snelweg en ek steek my hand op en ek stop die karre, dan stop hulle nie vir my nie, maar as hy daai etikette het, daai identiteit het, die mag het, dan kan 'n klein mannetjie kan die hand opsteek en 'n duisende voertuie moet tot stilstand kom, want hy het mag is aan hom gegee. En so, liewe vriende, kry u die mag om 'n kind van God te word. Nie omdat jy so spesiaal of ek so spesiaal is nie, maar omdat ons gekoop is deur die bloed van die lam, om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Maar deur Jesus word ons aangeneem, volwaardig, ingesluit in God se familie. En dis die wonderlikheid. Nou moet ons, wil ek verder met u gaan hier, wat al hierdie familiesake betref. Hy kry 'n nuwe karakter. Hy kry nuwe prioriteite. Die goed wat altyd belangrik was. Ag, die aardse goed kan so prioriteite vir 'n mens wees, en skielik verander dit. En jy kry 'n nuwe naam in die geestelike sin. Jy kry 'n nuwe tuiste. Jy kry 'n nuwe erfdeel. Dis deel van hierdie aanneming tot kindskap. Dis 'n radikale identiteitsverandering. Daarom is jy nie meer diensknegt nie, maar kind. As jy kind is, dan ook erfgenaam
van God. Jy slaaf word kind. Dis daai van vrees gaan jy na vertroue. Jy's altyd vrees, ek is so bang, ek weet nie of ek reg is met God nie, maar hier kom 'n vertroue. Daai, moet die wet onderhou, en as ek net iets sou verkeerd doen, die wet van plig, gaan ek oor na genade. En my begeerte is om die wil van God te doen, en aan hom oorgegee te wees. Van afstand tussen my en God, is daar nou 'n intimiteit. So dis die nuwe identiteit, dis die wonder daarvan. Maar die volgende voorreg van aanneming, is dat die Heilige Gees getuig. Die Heilige Gees bevestig dit in ons binneste. Hoor wat sê Romeine 8 vers 16. Die Gees self getuig, saam met ons gees, dat ons kinders van God is. Dis nie iets wat ek in die lug gegryp het nie. Dis diep, diep in my hart wat ek weet, die Gees van God kom bevestig dat ek 'n kind van God is. Dis my geliefde seun, in wie ek welbehaag, daai versekering. Dis iets wat God self in jou hart bevestig, en wat hy jou kom nuut maak. Die Gees getuig, dat jy syne is, en jy ervaar vrede en sekuriteit, wat jy nooit gehad het nie. Maar dan die volgende, haas ek my, is die voorreg van aanneming, is erfgename van God. Nou jy weet, dit is wonderlik om 'n erfgenaam van iets te wees, om 'n mooi erfdeel te kry. Maar nou, hoor nou wat sê hy, en as ons kinders is, as jy nou 'n kind is van die hemelse koning, van ons God, dan is jy ook erfgenaam. Erfgename, waarvan? Van God. En mede-erfgename van Christus. Jy sien, God het alles aan Christus oorgegee. Maar hy gee dit nie net aan hom nie, wat hy aan Christus gee, kom gee hy aan jou en my. Die erfenis van die ewige lewe. Die heerlikheid van Christus. Ag, en dan dink ons aan Psalm 16. Is so 'n mooi psalm. Hy sê, die Here is die deel van my erfenis. Vers 5, my erfenis is vir my mooi. Die meetsnoer het vir my in lieflike plekke geval. Die Good News vertaling sê, you Lord are all I have. You give me all I need. My future is in your hands. Dan gaan hy verder aan in Psalm 16 en hy sê, ek stel die Here altyd deur voor my en daarom sal ek nie wankel nie. En die engel sê, I shall not be moved. Want ek stel die Here altyd deur voor my. En dan kom hy aan die einde van Psalm 16. Dis die erfdeel wat Dawid belewe en wat hy sy erfdeel besing. God is sy erfdeel. Hy sê versadiging van vreugde is voor u aangesig. Die voorreg van die blydskap as jy stil is voor die Here. En jy hom bedink. En jy so 'n klein bietjie gewaarwording kry. Van wie is hierdie God wat jy aanbid? En jy sien hoe mooi is jou erfenis. En jy lees iets in die woord raak van wie God is en wat hy doen. En dit oorweldig jou met blydskap en vreugde voor u aangesig sê hy. Dis 'n lewe waar ek met hom ontmoet, waar ek Abba Vader in sy diepste intensiteit kom ontmoet. Erfgename van God. Maar dan is daar vir my 'n baie kosbare een. En dis die vierde een wat ek wil noem, die hulp in swakheid. Die deel in Romeine praat van sugtinge. Die skeppingsug, ons sug, die Heilige Gees sug. En daai woordjie sug is die Engelse woordjie groan. Dis eintlik of jy half moeilik woorde kry om dit te beskryf, maar dis soos 'n gekerm. Ek was al by geleentheid by 'n begrafnis waar 'n moeder gesterf het en daar's 3 kindertjies. Ek dink dit was 3 kinders. Ek en Esther kom by die begrafnis en sy moes orgel speel daar
En ons ry so in by die, ons sê wel, ons weet nie wie's vandag wat begrawe word nie. En soos die mense inkom, hulle pak die kerk vol. Is daar so 'n swaar atmosfeer. Toe sit moeder in die 30 jaar oud. Sy het moed vir die lewe verloor. Sy het 'n einde gemaak aan alles. En hier kom 'n pappa in met 3 kindertjies. En hulle kom sit hier voor. Dit was 'n crowning. Dit was 'n gekram. Dit voel so verkeerd. Nou sê die woord van God, die skepping sug. En ons sug, ons groan oor wat op hierdie aarde aan die gang is. As wat dink in hierdie naweek by die begrafnis van daai 14 kinders, of die 14 kinders wat dood is, dis 'n gegroan. En so is daar baie dinge op aarde wat 'n gekroun veroorsaak, 'n gekerm. Nou kom vers 26. En hy sê net so kom ook die Gees ons swakhede te help. Want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike groaning. Kan u voorstel? Hoe is dit as die Gees van God voor die troon van die Vader kom groan? En wanneer doen hy dit? Wanneer jy te swak is om te bid. Wanneer jy nie woorde het om te bid nie. En jy sê, ek weet nie hoe om hierdie saak voor God te lê nie. Ek sug net. En hy vat daai sugtinge van jou, daai gekerm in jou hart, wat jy nie in woorde kan omsit nie, en hy dra dit voor aan die Vader. Hy kom ons swakhede te help. Weet jy, God hoor ons gebede heeltemal anders as wat ons dink. As by geleentheid, ou seentjie, baie siek is, sy pa laat weet my, sy enkel ouer gewees, en die ouetjie is baie siek, maar hy is verskriklik teruggetrokke. Daar by die kerk vlug hy altyd vir al wat 'n mens is. En hy's baie siek. Toe ek daar by hom kom in die kamer, toe lê hy so met sy rug na my toe. Hy praat nie eintlik nie. En ek het vir hom die evangelie verduidelik. En ek kom by 'n punt wat ek vir hom sê, of hy dit verstaan, en hy knik net sy kop so. Ek sê, is dit wat jy graag wil doen, om so jou hart vir die Here te gee? Hy knik sy kop. Ek sê, sal jy bid? Hy kan nie bid nie. Ek sê, nou maar ek sal vir jou bid. Sal jy agter my aan, maar maak net seker, dit kom uit jou hart, sal jy dit sê. En hier begin ek, en ek lei hom in gebed. Nou sê ek 'n sinnetjie, maar dit is stil. Ek sê 'n volgende sinnetjie, en dit is stil. En ek sê nog 'n sinnetjie, en so gaan ons deur die gebed, en ek dank die Here, en ek gaan huis toe. Sy pa kom hier aan by die huis. Hy bel my. Hy sê, toe ek daar huis inkom, toe loop ek my 'n ander kind vas. Toe sy splinter nie. Toe straal hy. Toe loop hy oor van blydskap. En hy het in die gemeente deel van ons jong mense geword in die Kaapse, wat hy spontaan al daai probleme van hom, waar hy in so 'n stikkende huis groot geword het. Wat sê ek? Dis nie jou woorde nie. Dis die Gees van God, wat die gesag van hierdie ou seentjie gehoor het. En in sy hart, hy het nie eers die woorde gehad nie, maar God het hom genade gewees en hom gered. Ek herinner my, dit is vir my nog 'n baie treffende voorbeeld. Daar was ek was so 'n seentjie gewees in Meyerton, dan gaan my pa altyd
vir oom Martiens Wilken en die tannie Keier. En hulle het 'n dogter gehad met die naam van Bessie. En Bessie was cerebraal gestem en Bessie kon nie behoorlik praat nie, maar sy het gekommunikeer. En sy was spraaksaam op haar manier van woorde. Dan sit sy so aan mekaar in haar stoel en dan maak sy so 'n paar maak sy sulke geluide. En dan sê hom Martiens vir hom, "Is dit Pieter wat kom kuier?" En dan so praat ons. En dis 'n hele gesprek wat kom. En waaroor sy bly en waaroor sy opgewonde, hulle verstaan vir haar so goed as wat ek en jy sal gesels, enige mens. Haar gepraat is net 'n gegraun. Maar haar pa ken haar. Ons hemelse Papa, al is ons gebeure so krom en skeef, en ek sê, ek weet nie hoe om te glo nie, ek weet nie hoe om te bid nie, ek weet nie hoe om te vra nie, ek is radeloos, ek weet niks. Maar Here, hoor my, help my. Ja, miskien is dit net 'n sug. En dan tree hy in met onuitspreeklike kroning. Hy kom ons swakhede te help. So as u miskien vanaand sê, wel, ek sukkel maar om te bid. Prys die Here, jy staan nie op jou eie voete nie. Jy rus op die Here. Here, help my bid. Here, help my om nader aan u te lewe. Hy sien jou swakheid. Hy hoor jou begeertes. Ag, en dan kom ons by die volgende, is die voorreg van aanneming, is ook die doel ten goeie. Hoor Romeine 8 vers 27, en hy wat die harte deursoek, ag weet u, hy ken van ver af ons gedagtes, ons gaan nog een aand bietjie na dit ook weer verwys, maar hy deursoek, hy weet, hy wat jou en my hart deursoek, hy weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. Hy ken jou hart. En dan sê, en ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk. Vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordeneer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. O, 'n doel ten goeie. So God het 'n plan met jou lewe. En hy weet wat hy doen. En wat ook al in jou lewe gebeur, hy weet wat in jou hart is, hy weet wat God se bedoelinge is. En hy wil alles ten goeie meewerk, om dit alles ten goeie te laat strek, dat jy kan kom tot die beeld van sy seun. Al maak dit seer, al is dit moeilik, al het jy nie antwoorde nie. Hy het 'n doel. Dis die voorreg van kindskap, hy het 'n doel met jou. Dan die volgende, die voorreg van aanneming, is hy verander ons na gelykvormigheid aan ons ouer broer. Het jy al in die winkel geloop? So in die mall, ek het dit al soveel keer, dan kom 'n ma aan en 'n dogter aan, stamp 'n kanister en sê, kyk hoe lyk hierdie twee nou mekaar, is net een identies. Of twee boeties loop, en jy sê, hoor, so waarlik, hierdie twee, hulle lyk net na mekaar. Verordeneer, vooraf daartoe bestem, om gelykvormig te wees aan sy beeld, sodat hy die eerstgeborene kan wees, met groot respek. Hy is die ou boet. En as hy ook gekyk word, sê hulle waarlik, hy is net so sy ou boet. Hy is net so, hy het dieselfde liefde. Hy is net so lief vir God. Hy roep net so in sy hart na die Vader as wat Jesus geroep het. Sy voedsel is ook die wil van die Vader te doen. Gelykvormig aan ons ouer broer. Die voorreg van aanneming. Ons het nek buig en aanbidding voor ons
Want dis wat hy genoem word, volgens die woord. Maar die voorreg van aanneming, vers 7, jy weet daar kom regtig lelike goed oor kinders van God se pad, en jy kan met die kerkgeskiedenis gaan, en u wat die pad van die Here loop, jy weet hoeveel moeilikheid 'n mens kan kry. Die voorreg van aanneming is onafskeidbare liefdesband. Hoor wat sê Romeine 8 vers 35, wie sal ons skei van die liefde van Christus? Soos geskrywe is, om u ontwil word ons die hele dag gedood, ons is gereken as slagskape. Weet jy, dit is nogal erg om as 'n slagskaap gereken te word. Jy word ter slagting gelei, soos ons Here Jesus. Maar nou hoor wat sê vers 37, dis 'n vreeslike woord hierdie. Om u ontwil, die hele dag gedood, ons gereken as slagskape, 37 sê, meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Hy sê nie ons sal oorwin nie. Nee, jy moet mooi lees. Hy sê meer as oorwinnaar. Jy gaan dit nie net maak nie, nee. Jy gaan meer as oorwinnaar wees. Omdat jy kinders is, het God die gees van sy seun Helaar uitgestuur en hy roep Abba Vader. Sien nie, dis baie meer as net bid. Dis die geroep, dis die geskreeu na God. Dis daai onversadigbare drang. Dis soos 'n hert in dorre skreeu my siel na U, o God. Dis daai lewe wat afhang van die Here. Wat sê Here, ek kan nie daar sonder nie. Ek honger, ek dors na U net meer. Omdat julle kinders is, het jy hierdie voorreg. Net omdat jy 'n kind is. Die voorreg van aanneming tot kinders. Hoe wonderlik is God se woord nie. Hy het vir ons 'n paar dinge van nou die voorreg kom gee wat u het, en ek wil dit net ter opsomming afsluit. Hy het jou 'n nuwe identiteit kom hy jou gee. Hy gee jou 'n vaste versekering deur die Heilige Gees. Hy maak jou 'n erfgenaam. Hy gee jou hulp met jou swakhede. Hy het 'n doel met jou lewe. Hy gee vir jou die familietrekke van jou hemelse ouer broer. En die liefdesband, niks kan jou skei van sy liefde nie. Oor die voorreg van kindskap. Kyk wat 'n liefde die Vader bewys het, dat ons sy kinders kan wees. En dan kan word, en dan ons versie, omdat julle kinders is. Die Gees van sy seun in julle hart uitgestuur, hy roep, Abba, Vader. Ek wil u vra, kom ons draai hierdie hele preek om. En ons laaste gedagte wat ons afsluit is, hoe is dit om nie 'n kind van God te wees nie? Jy is sonder 'n huis, sonder 'n geestelike tuiskoms. Jy is sonder 'n naam. Jy is sonder 'n erfenis. Jy is sonder vrymoedigheid. Jy is sonder sekerheid. Jy is uiteindelik sonder rus. Jy gaan 'n ewigheid in sonder God. En oor jou kan gesing word, wasted years, oh, how foolish. Wil jy nie vanaand vir die Here sê, ek was verdwaal ver van die huis, van die Heer, maar ek kom nou terug. Ek kom, Here, ek kom net soos ek is. Ag, en leef u in hierdie volle, wat hy alles vir jou het, is aangenome kind. Leef u daarin. Kom huis toe. Die hemelse Vader wag vir jou. Dis daai verlore seun se pa eintlik in daai gelykenis verander word en gesê word, want dit is maar net die byskrifte wat gesê is, die verhaal van die verlore seun, die gelykenis van die verlore seun, kan wees die gelykenis van die wagtende Vader. Hy wag. Hy wag vanaand op iemand hier wat sê, as ek nou eerlik moet wees, ek probeer hard.
Ek is so daai Galasiërs, ek probeer, maar ek het dit nog nie gemaak nie. Sal nie vanaand vir God kom sê, Here, ek kom huis toe. Ek kom soos daai verlore seun, ek hardloop. En as jy huis toe kom, en jy probeer nog sê, nou hoe gaan ek bid, wat gaan ek maak, ek is onseker, dan wil ek hê jy mooi kyk. Die beeldjie is baie mooi, hy het nog van ver af aangekom, toe kom daai pa aangehardloop, en hy het hom omhels, hy het hom hartlik gesoen, en hy het vir hom sê, daar's fees, daar's blydskap in die hemel, oor een mens, wat hom tot die Here bekeer. Mag die Here u baie, baie ryklik seën. En mag u in die volle erfdeel van aanneming leef. En môre aand TV, gaan ons bedink God. Met wie dink jy praat jy? As jy bid. Ons sien baie uit daarna. Kom ons buig ons hoofde in gebed. Ons gee 'n paar stil oomblikke. Wat u wat aanneming van kindskap beleef, dat jou hart net bietjie oorborrel vir die Here en sê, Here, dankie. Dankie, dankie. Maar iemand wat nog nie dit het nie, om vanaand net vir die Here te sê, Here, ek kom huis toe. Ek wag nie meer. Net soos ek is, geen hulp naby. Die Here sê, om wat na my toe kom, sal ek nooit uitwerp nie. Dierbare Here, u sien elkeen wat vanaand nog nie so bevoorreg is nie, wat nog nie deel van hierdie koninklike familie is nie. Ag Here, sal u nie hierdie aand maak, wat hulle in hierdie blydskap kan inbeweeg, in hierdie vreugde, wat u, hulle Abba Vader, sal word. Dankie Here. Amen. Baie dankie. Ag, ek wil u uitnooi, as u nou sê, as ek net iemand kan hê om saam mee te bid, dan wil ek vra dat u die manne met die rooi dasse, is ons kerkraad, vra maar vir een van hulle sal die lei, die dominee sal help, en u kan vanaand huis toe gaan, 'n erfgenaam. Moenie huis toe gaan in dwaasheid nie, mag God help. Amen. Kom ons ontvang
ontvang die seën van die Here, genade van ons dierbare Here Jesus, die liefde van ons Abba Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met u elkeen.